verwys hier, ek neem saam met my lees vanmôre uit. 1 Timoteus, die 6de hoofstuk. 1 Timoteus, die 6de hoofstuk. Daarvan die 3de vers. Timoteus is agter in die Bybel. En Timoteus 6. Wacht net dat allemaal die plek kry. Die woord lees dan so: as iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand. Met die woordjie verwaand beteken hy is hoogmoedig en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sig na twisvrae en woordestryd. Waarheid ontstaan afguns, twis, lastering, bose agterdog, nuttelose strydery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Nou, jy kry baie keer mense wat dink die godsaligheid is winsgewend. En die woord van die Here sê dat jy jou moet onttrek van sulke mense. Want die godsaligheid is nie winsgewend in hierdie wêreld nie. As hy winsgewend is, dan wil ek vir jou vanmôre sê, dan is baie mense nie in orde met God nie. Paulus, baie mense dink seker hy was uit orde uit gewees. Want hy het gepraat asof hy alles besit. Hy het gepraat van skipbreek, hy het gepraat van hongerly, hy het gepraat van oorvloed wat hy gehad het, en al die tipe van dinge. Nou as die woord van die Here geldelik winsgewend is, waarom is almal nie predikers nie? Maar as ek en jy dink die godsaligheid is winsgewend vir my broeksak of my vet bankrekening te hê, dan is ek op die verkeerde pad. Dan stem ek nie saam met die woord van God. Want die woord van die Here sê vir my baie duidelik daar, van vers 3 af, as iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus, met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand. En weet jy, baie mense hou nie van die reguit woord van die Here nie. Amen. Van die suiwere woord van God nie. Hierdie hele skrif is ingegee deur God. Dis nie die mens se skrif nie, is God se skrif. Amen. Die Here het vir jou maar hierdie woord gegee om daar volgens te wandel. En daar volgens te handel. Baie mense verwag om 'n vreeslike groot finansiële seëninge te kry. Waar is jou grootste seëninge? Die geestelike seëninge wat God vir jou gee, man. Nie hierdie finansiële seëninge wat jy kry nie. Want die woord van die Here sê vir my baie duidelik in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word.
Die koning, die woord van die Here bestaan nie om geld nie. Uit finansiële voorspoed nie. Dit bestaan, dit draai alles om Christus Jesus. Sodat ek en jy as mens se lewens verborge mag wees in Christus. Dat ek en jy die Here Jesus moet dien met ons hele hart, siel en wese. As ek en jy baie finansiële voorspoed het, dank die Here daarvoor. Amen. Maar moenie dink dat jou finansiële voorspoed jou in die hemel omvat nie. Baie mense dink as hulle hierdie finansiële voorspoed is, I'm going straight to heaven. Ek en jy as mens, die belangrikste van alles is die geestelike seëninge wat God jou en my gee. Ek en jy, ek hardloop weer vooruit, sorry. Ok, kom ons trek eers die brief af. Ons lees vers 6. Hy sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Nou wanneer het mense genoeg in hulle lewens? Party mense sê, nee, ek soek nog. En hy het genoeg, maar hy soek nog. Ja, altyd. Die woord van die Here sê, die godsaligheid. As ek en jy nie godsaligheid in ons het nie, het ons 'n probleem. As daar nie redding in jou lewe is nie, het jy 'n probleem. Ek en jy moet godsaligheid, ons moet God se saligheid hê in ons lewens. En wanneer jy dit het, gaan jy vergenoegdsaam raak. En vergenoegdsaam wees. En God verheerlik. Wat sê vers 7? Kom ons lees dit. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Wat het jy in die wêreld ingebring? Jy het niks ingebring nie. Ek het niks ingebring nie. Niemand kan ooit in hierdie hele lewe en wat verby is en wat nog gaan kom, kan sê hy het iets in hierdie wêreld ingebring nie. Toe jy gebore is, het jy niks gehad nie. Ja. Geen besittings nie. Behalwe die familie wat jy gehad het. En hy sê verder vir ons daar, dit is duidelik, dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Dit is baie duidelik, dat jy niks in hierdie wêreld gebring het nie. Maar net so duidelik, dat jy niks uit hierdie wêreld uit sal vat nie. Of jy nou 'n smart kar ry, dat jare terug was daar 'n ou gewees, wat een of ander wonderlike kar gery, Ferrari, ek weet nie wat ook al nie. Ek dink amper was 'n rooi kar gewees. En hy is begrawe in hierdie kar. Die kar was sy kus gewees. Hy kan hom nie uit hierdie wêreld uitvat nie, hy moes hom begrawe. Met ander woorde, is nog steeds in die wêreld. Daai kar. En of jy nou hemel toe gaan, en of jy nou hel toe gaan, sal jy nie jou Ferrari, of enige mooi smart kar, of enige iets wat jy besit, saam kan vat. Want dit wat jy het op hierdie aarde, en jy gaan hemel toe, vat jy niks saam nie.
Want dit wat jy op die aarde het, is van geen waarde in die hemel nie. Dis waar. Dit beteken niks. Dit is van geen nut. Want wat in die hemel is honderde, miljoene kere beter as wat op die aarde is. Want hierdie tydelike dinge kan nie vergelyk word met die ewigheid nie. Nee. Al wil jy graag. En ek en jy is mens, kind van God. En baie kinders van die Here is ook nog nie vergenoeg nie. Dis tyd dat die kinders van die Here, wanneer jy God saligheid het in jou lewe, vergenoegsaam sal word in die Here Jesus. Vergenoegsaam wees in hierdie wêreld. En wat sê die woord van die Here vir ons verder? Vers 8. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Prys die Here. As ek en jy voedsel en klere het, moet ons vergenoeg wees. Nou wat wil jy nog verder hê? Dank God jy het 'n dak oor jou kop. Dank die Here vir 'n bed wat jy het om op te slaap. Dank die Here vir skoene aan jou voete, vir klere wat jy kan aantrek. Dank die Here vanmôre vir jou gesondheid. Amen. Dank die Here dat jy beskerming het. Dis baie mense nog ontevrede oor dit. Ja, is waar. Die mens kyk wat die ander mense het. Hulle besit hierdie juwele. Hulle besit wonderlike mooi huise. Nie dat ek afgunstig is, glad geensins nie. Ek gun hulle as hulle dit kan bekostig. As jy 'n mooi kar kan ry, by all means, it's yours. As ek 'n donkie kan ry, Here, dankie vir hierdie donkie kar. Amen. Dankie vir dit wat ek het. Here, as ek 'n bicycle het, dankie vir die bicycle. Weet jy wat is 'n bicycle? Ja. As jy moet so trap, dan op opdraande trap, en baie sukkel jy. Sukkel jy baie. Om die opdraande uit te kom. Maar wees dankbaar, wees vergenoeg wat jy het in die lewe. As jy God saligheid het, Here, watter blydskap kan jy kry? Beter is dit. Tydelike rykdom het net tydelike blydskap. Ja. Ja, is waar. Maar wanneer jy God se rykdom in jou lewe het, Ja. prys die Here, dan het jy baie. Dan besit jy meer as al die besittings wat mense het. Daarom wat die Here sê, wees vergenoegsaam. Party mense is bang om dood te gaan, want hulle weet nie wie hulle goeders gaan erf nie. Wat met hulle besittings gaan gebeur nie. Jy kan dit nie saamvat hemel toe nie. Jy kan nie saamvat hel toe nie. Dit bly alles agter hierso. Minder jy het, hoe beter. Hoe minder worries het jy. Ja. Kyk na al die ouens wat al die karre het en hulle ry net een kar op 'n slag. Prys die Here. Wat sê die woord van die Here vir ons verder? Hy sê maar, vers 9, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke
en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat verwegsink in verderf en ondergang. En dit is wat gebeur. As die mens al hierdie rykdomme wil hê, wat gebeur? Die mens verval. Hy verval in ellende, in sonde, ongeregtigheid. Baie mense wat het op 'n stadium die Here gedien, en hulle begeer hierdie rykdomme. En wat gebeur? Hulle verval in allerlei versoekinge en begeerlikhede. Ek begeer dit en ek begeer dat. Maar dit het niks te doen met jou godsaligheid. Baie mense sê, weet jy wat 'n prediker moet wel wees? Ek lees dit in die woord van die Here nie. Wat het die Here Jesus sê? Hy sê die jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Maar hy sê die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te kan lê op die aarde. Alles behoort aan hom. Die aardse besittings bring vir jou net hartseer, verdriet en probleme. Dis wat dit bring. Deur aardse besittings is baie mense uit mekaar het gespat. Wanneer jy God se genade het in jou lewe, God se liefde, sy vrede, sy blydskap. Glory to God. Het jy meer as baie wat baie aardse besittings het. Hy sit nog met bekommernisse. Wat se bekommernisse het jy dan? Ek moet net God dien in gees en in waarheid. Ek moet die Here aanbid. Ek moet in sy weë wandel in die gees van die Here. Wat sê vers 10? Hy sê want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Geldgierigheid is 'n lelike ding. Ja. Geldgierigheid het veroorsaak laat die man sy vrou vermoor. Geldgierigheid veroorsaak dat die vrou haar man vermoor. En sowel die kinders, die ouers of die ouers die kinders. Ja, dis waar. Of vriende, wat ook al. Geldgierigheid het veroorsaak dat baie mense vermoor is. Ja. Hy is die oorsaak van baie dinge. Geldgierigheid veroorsaak dat baie mense graag krag wil besit. Om, as ek praat van krag, ek moet die myn peanut wees. Ek moet kan roel. Ja. Ek wil die ruler wees. Ja. Domineren. Geldgierigheid maak dat mense hoogmoedig word. Dat mense van God af wegdwaal. En hulle vernietig hulle eie lewens. Ja, ja. Lees weer verder in vers 10. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof. En hulle self met baie smarte deurboor. Dit is wat geld doen. Ek sê nie vanmôre, alle mense wat geld het, hulle dien nie God nie. Daar is mense wat wel is. Weet jy wat?
Die geld is nie upstairs nie. Die geld is nie upstairs. As geld hier is, dan raak jy 'n lelike mens. Ja. Dan raak jy nie wat jy moet wees nie. Want dan kyk jy neer op ander mense. En jy dink jy's die kat se snor. Ek het al gehoor wat mense wat miljonêers was, wat gesê het, ek het gedink ek is die peanut in die pakkie. Toe ek my oë uitvee, toe besit ek 'n ronde nul. En toe besef ek het vergeet waar ek was. En toe ek daarbo is, vergeet ek waar ek was. En toe val ek hard. En dis wat gebeur met baie mense. Wat hoogmoedig geword het. Deur die ewel van geld. Prys die Here. Vers 11, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Jaag na dit wat Gods waarde het. Jaag na dit wat waarde het in die lewe. Dit wat God behaag. Die mens behaag geld. En dit behaag nie God nie. Geld kan jou nie in die hemel bring nie. Besittings kan jou nie in die hemel bring nie. Maar deur jou hart te laat hardloop, of te laat wandel in God se weë, sal veroorsaak dat jy ewige lewe beerwe. Om agteruit om aan te hardloop, het jy 'n probleem. Sal jy God se koninkryk nie kan maak nie. Wat sê vers 12? Stry die goeie stryd van die geloof. En dit is wat belangrik is. Dat ek en jy hierdie goeie stryd moet stry in die lewe. Die besittings moet nie daaroor stry nie. Daai stryd stry nie. Stry die stryd om die ewige lewe. Om God te dien in gees en in waarheid. Om vir mekaar werklik waar te kan bid. En jou hande op jou medebroer of suster te kan lê en sê ek wil vir jou bid. Ek wil hê jy moet sterker word in die Here. Dat ek en jy absoluut in die weë van die Here kan wandel. Amen. Weet hoe meer mense geld mense het, hoe meer wil lê en hoe synig geraak. Man, hulle is so synig. Hulle wil nie eens hulle sê nie eens vir jou ys in die winter gee nie. Ja. In 'n warm kop warm water in die somer nie. Ja, is wat. Maar ek het dit gesien al man. Berg eendag by mense. Ek wou sê dit was so warm geweest daai dag dat my neus begin te bloei het. En ek maak maar my kop nat en alles draai, dan gaan ek weer aan. Die ander mense kry 2 liter koeldranke wat koud is. Hulle sal nie vir my sê, luister, hier is jou 'n glasie water nie. Maar dit is wanneer die mens status bereik het. En nie godsaligheid in hulle lewens het. Dis waar. Maar al wat jy kan sê, Here seën hulle. Wees genadig.
En wat sê die woord vir julle? Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voorbye getuienis afgelê het. Wanneer ek en jy hierdie belydenis aflê, ek dien God in gees en waarheid, en ek wandel in die weë en die vrese van die Here, dan moet ek en jy besef, ons lê 'n belydenis af voor die mense. Ek praat nie vanmôre van 'n kerkse belydenis nie. Baie mense, man, ek was ook daar gewees, waar die geloof belydenis af lê van 'n kerk, maar jou hart is ver weg daarvan. Ja, dis waar. 'n kerk se geloof belydenis en God, die belydenis van hierdie woord, is twee verskillende goed. Die mens verwag dat jy die belydenis van hierdie of van daai genootskap ken. That's your right. Maar om die geloofbelydenis van hierdie woord te ken, waar hulle nie oor nie. Om God te dien in gees en in waarheid. Dat ek en jy hierdie geloof wat ons stry, hierdie geloof wat ons het, daai goeie stryd sal stry. En hierdie geloof sal behou in Christus Jesus. En dat ons nie weggeruk word deur ander dinge nie in die lewe nie. En deur ander mense nie. Mense kan kom en jou ander dinge vertel. Maar ek wil vanmôre vir een ding sê. Om God te dien in gees en waarheid is meer werd as al die geld in die wêreld. Want al die geld in die wêreld kan jy saam jou vat nie. Dis waar. Dit bly agter. Moenie worry nie, iemand anders sal dit spend. Dit sal gespend word, maar iemand anders sal dit spandeer, nie jy nie. Prys die Here. Vers 13 sê: Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het. Here Jesus het voor Pontius Pilatus gestaan. Onskuldiglik. En hy het die prys betaal vir jou en vir my. Hy het sy bloed gestort vir jou en vir my. Sodat ek en jy in oorwinning kan wandel. In hierdie geloof kan wandel. En nie in 'n menslike geloof nie, maar 'n goddelike geloof in Christus Jesus. Glory to God. Vers 15 sê. Vers 14. Dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dat ek en jy hierdie gebod mag bewaar in ons onbevlek, onbespet tot by die verskyning van die Here Jesus Christus. Amen. Dat ons sal vashou aan hierdie geloof. Wat die Here Jesus gesê vir sy disippels? Sal ek die geloof vind as ek weer kom? Baie mense het afvallig geword van God se waarheid, van die woord van die Here. En het afvallig geword en weggegaan. Ek wil vanmôre sê, hou vas aan die waarheid van die woord van die Here. Stry hierdie goeie stryd. Al kry jy teenkanting, dis alright. Here het gesê, terwille van sy naam sal ek en jy lei. Terwille van die naam van Jesus Christus sal hulle jou haat, sal hulle jou vervolg, sal hulle jou beledig.
Was jy al beledig vir die Here se naam? Ja. Was jy al uitgeskel? Prys die Here. Wonderlik. Ek weet as hulle my uitskel, dan raak ek net weer opgewonde. Amen. Raak ek opgewonde. Maar as ek Here wees om genade, wees aan genade. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Vers 15 sê, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heres, wat al alleen onder onsterflikheid besit en 'n toeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Aan die koning van die konings en die Here van die heres, die ene wat alleen onsterflikheid besit, aan die ene wat vir jou en my die prys betaal het, Amen. wat vir jou en my gekoop het met sy kosbare bloed, dat ons vanmôre hierdie stryd sal stry en nie moeg sal word om Jesus te kan bely as die waaragtige God in die ewige lewe. Wie is God vanmôre behalwe Jesus? Amen. Daar is nie 'n ander Here nie. Daar is nie 'n ander God. Die woord van die Here sê as daar iemand is, bring hom te voorskyn. Hy sê maar daar is nie. Nee nie. Die Here is ons toevlug. Die Here is my krag. Hy is my psalm verskoning. By wie kan ons vanmôre inskuil? Behalwe by hom. Amen. Ek en jy vanmôre kan bely en te sê, Here, U is my God en my verlosser. Here, by U wil ek inskuil altyd, Here. Ek wil hierdie stryd stry. Hierdie goeie stryd. Nie 'n slegte stryd stry nie. Stry hierdie goeie stryd van die geloof, Amen. sodat ek en jy God se ewigheid kan beerwe. Dat ek en jy eendag daar kan wees waar die Here wil hê ek en jy moet wees. Dat ek en jy vanmôre op diep besef, Here, waar gaan ek die ewigheid deurgaan? Is dit deur my besittings te hê, my koninkryk te beerwe? Nee. Waarom godsaligheid te hê? Die godsaligheid van te kan hê, om die koninkryk te beerwe. Ek wil vanmôre vir jou aanmoedig en sê, kind van God, as jy nie baie het nie, moenie sleg voel. Wees dankbaar. As jy kos en jy klere het. Amen. As jy vanmôre 'n dak oor jou kop het, sê Here baie dankie. Maar as jy nie 'n dak oor jou kop het nie en jy kos en jy klere, sê Here baie dankie. Amen. Is die godsaligheid meer werd as die tydelike dinge. Amen. Kom ek en jy stry hierdie goeie stryd. Baie mense sal jou ander dinge wil vertel. En sal nie saamstem met dit wat in die woord van die Here sê nie. Dis waar. Hulle sal dit verdraai. Paulus sê, ek weet wat is dit om honger te hê. Ek weet wat is dit om oorvloed te hê. Ek weet wat is dit om vervolg te word. Ek weet wat is dit om gestenig te word. Die Here Jesus weet wat is dit om belerig te word. Om valslik beskuldig te word. Die Here weet wat is dit is dat hulle hom wou doodmaak. Hulle sy lewe gesoek het. Ek wil vanmôre sê die vyand soek ook jou lewe. Dit is so. Die vyand wil jou ook vernietig.
En ek wil vanmôre weer eens sê, as jy geld het, moenie hoogmoedig wees nie. Wandel in nederigheid voor die aangesig van God. En wees dankbaar dit wat God vir jou gegee het. Deur sy groot genade. Ek en jy sal sê, Here, ek wil hierdie goeie stryd stry. Here, ek wil in die weë wandel, in die vrese van u heilige naam. En dat u altyd verheerlik sal word in en deur my lewe. Die koms van die Here is naby. Kom ek en jy wees gereed.